Welkom by hierdie week se week van gebed by inkomste. En dankie dat jy die tyd maak om vir 'n paar minute jouself te gee en die wonder van gebed te gebruik en saam met ons as gemeente in hierdie week met die Here te praat en om deur die Here gevorm te word. Vanaand se kort oordeenking is rondom die tema van gebed self. En ons gaan voorbeelding doen vir die groei van gebed in ons gemeente. Ek begin net met 'n paar opmerkings en dan gaan die res van die videoetjie so werk dat jy rustig op jou eie tyd rondom die paar sake wat ons voorstel in gebed kan spandeer en enigiets wat nog op jou hart is. Maar net om ons harte en ons gedagtes ook te kry voordat ons saam gaan bid. Begin ek met die baie bekende vers in Filippense 4 vers 6 en 7. Paulus se aanmoedigende woorde. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. 'n Saak in my geloofslewe waaraan ek regtig baie dink, is die saak van gebed. En daar is verskriklik baie opinies en stellings wat Christene daaroor maak. En wat by my opkom is die stelling wat Christene soms sê, ek dink met die beste bedoelings, 'n stelling soos God kom in beweging wanneer die kerk begin bid. Of stellings soos mense wat sê alles hang af van gebed. Sulke stellings glo ek word definitief positief bedoel en dit word gesê om in die Bybel ontsettend baie klem lê op die belangrikheid van gebed. Maar as ek daaraan dink, dan is daar iets in my wat amper vreesagtig en ongemaklik raak. Want sien, as God in beweging kom wanneer die kerk bid, dan skuif die klem van God af na ons. En God raak as dit ware in ons diens om na die pype van ons gebede te dans. Ek sê dit 'n bietjie negatief. En as dit so is dat alles afhang van gebed, dan bring hierdie twee stellings my by 'n punt dat dit vir my voel soos 'n onmoontlike las. Hierdie twee stellings, as dit heeltemal waar is, dan oorweldig dit my met skuldgevoelens van wanneer het ek dan ooit genoeg gebid? En dan bring dit my tot die gevolgtrekking dat ek eintlik die kern van die probleem is vir alles wat nie in pas is in hierdie wêreld nie. Want die oplossing vir alles is deur my gebedsywer. En kyk hoe lyk dit. As ek dit sê, is dit net om te sê ons moet tog mooi dink. Maar as ons so daaroor dink, moet ons tog onthou dat die Bybel ontsettend baie sê oor gebed. Oor die voorreg van gebed, oor die belangrikheid van gebed. Maar nie om 'n las op ons te plaas nie. Maar om ons te laat herinner hoe ongelooflike sentrale deel dit is van ons lewe met en by God. En daaronder 'n paar puntjies. Vriende, een van die grootste geskenke van ons lewe by God is die geskenk van gebed. Dat ons met wat ons is, soos Paulus in Filippense sê, alle moontlike dinge wat my bekommer, wat my moedeloos maak, waaroor ek opgewonde is, dat ek tot rus kan kom en my hart en gedagtes kan oopmaak en dit voor God kan bring. God nooi ons, bring dit voor my.
en dis gebed. Net om daaraan te dink, om dit te voel, om tot rus te kom, dis alles vorme van gebed. Die tweede ding is, vind jy dit saam met my ongelooflik, dat ek en jy as mens, dat ons breine, ons menswees, ons emosies, ons harte, so gemaak is, dat ons kan bid. Ons menswees is so mekaar gesit, met 'n gedagtewêreld, met 'n emosiewêreld, met 'n gees in ons, wat maak dat ons onsself kan oopmaak vir dit wat meer en groter as ons is, en in gebedsgemeenskap met God te kan gaan wat gees is. Ek en jy is gemaak om te bid. Wat 'n wonder. Die ander ding van gebed is, dat die wonder van gebed is dat ek, hoewel God oral en in alles is gebed 'n baie spesifieke daad of aksie, waarin ek sag word en my oopmaak, om op 'n besondere diep manier, in gemeenskap, in intimiteit, met God self te wees, wat daar wederwysige kommunikasie is. Wat 'n wonder. Die vierde ding, wat ek dink deel is van hoekom gebed so ontsettend belangrik is dat wanneer ek in God se teenwoordigheid ingaan, en ons begin alles wat aan ons binnekant is, sake, dinge, voor hom bring, en ons praat met hom daaroor, dan begin ons verander. Wat om in God se teenwoordigheid te gaan, is om oop te raak vir die groter geheel, om iets van God se hart te ervaar. En daarom kan ek nooit in tyd van gebed ingaan en met God oor goed praat, goed voor God bring, deur dat daai goed waaroor ek met hom praat, in my harte gedagtes verander, sodat ek 'n ander mens is wanneer ek klaar gebid het nie. En dis dikwels waar die verskil wat gebed maak inkom, is dat ek verander oor dit waaroor ek gebid het. Nog 'n ding van gebed wat my verwonderd hou is, dat wanneer ek en jy in gebed gaan, dan beweeg ons met ons menswees, met ons gedagtes, met ons emosies, met ons gees, oor die grense van tyd en afstand. Hoe wonderlik is dit? Ek kan vir 'n medegelowige wat in Londen sit, bid en een word met sy of haar gees, omdat ek in 'n verhouding met Christus wat ook in hom of haar is, en daardie verhouding by Christus intree. En dit maak my baie nou teenwoordig by daai mens. Ek kan oor grense gaan om vir dinge en gebeure in die wêreld in te tree en te bid, sodat ek daar kan wees en my versigtiging voor God in die geestelike realm, geestelike energie losmaak. En daar is geen beperking aan nie. Wat 'n voorreg. Wanneer ons bid, is ons in God se teenwoordigheid en skep dit 'n energieveld waarin die gees begin vibreer, waarin die gees beïnvloed, en waar die gees werk, begin alles wat die gees losmaak, en dis die vrug van die gees, meer word. Het jy al dit ervaar, dat wanneer jy in gebedstyd alleen is, of amper meer nog, tussen medegelowiges, en ons begin bid, en ons ervaar die vrede van die Here, het jy al ervaar hoe dit jou gees, jou hart, jou gedagtes oplig, op 'n manier wat maak dat jy anders daar uitstap. Dit is soos 'n brander wat optel. En laastens, as ons dit verstaan, dan kom ons agter dat gebed nie net iets vir die binnekamer is nie, maar ook iets is wat gelowiges saam doen. Kollektiewe gebed, vriende, waar ons saamkom en almal oopraak dat een gees in ons kan werk, skep 'n gees
'n ruimte, 'n atmosfeer wat opbou soos 'n verfrissende brander, om oor onsself, maar ook oor die wêreld en die sake waaroor ons bid te spoel en reinigend lewegewend te wees. Ek het al jare terug, het ek die voorreg gehad saam met 'n vriend, om 'n plek van gebed in Frankryk, 'n klein gemeenskapie, wat in die Tweede Wêreldoorlog ontstaan het op grond van gebed, Terzijde te gaan. As jy Terzijde toe gaan, dan gaan jy soontoe om in stilte met honderde, soms duisende medegelowiges 3 keer 'n dag in 'n erediens saam te bid en baie tyd in gesamentlike Bybelstudie gebed deur te bring en 'n persoonlike gebed. Wat my fascineer is die atmosfeer in daardie hele klein village. Nie net in die gebou nie, maar in die tuine, in die huise, in die winkeltjies rondom dit. Omdat daar vir jare en jare 24 uur van die dag na ruimte gebid word, is daar 'n atmosfeer wat baie verder gaan as dit wat mense kan verduidelik. Wanneer ons as gelowiges bymekaar kom en ruimtes vul met gebed, waar God se Gees die pas aangee, raak daardie ruimtes afgesonder vir God en heilig. En daarom roep ons mekaar op om te sê, kom ons bid saam. Die beste van alles. Wanneer ons bid, is daar 'n loon, 'n geskenk wat ons ontvang. En Paulus sê, vers 7, na gebed is hierdie belofte, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dan vers 9 sê hy, en God wat vrede gee sal by julle wees. Verlang jy na die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, om oor jou hart en gedagtes die wag te hou en om die teenwoordigheid van Christus te ervaar? Gebed is die uitnodiging en die opdrag. Ek nooi julle nou om saam met die res van ons met die Here hieroor te praat. Ek noem die gebedsonderwerp, kyk daarna, en dan druk jy die pause-knoppie op jou video en so lank soos wat jy wil, gemaklik is, bid daaroor. En as jy klaar is, druk jy die pause-knoppie en ek kondig die volgende een af. Die eerste een nooi ek jou, bid dat ons as gemeente sal groei in 'n dieper begrip vir die wondergawe van gebed. Tweedens, bid dat ons 7de fokusarea in hierdie gemeente, wat sê ons leef in gebed, dat hierdie fokusarea in hierdie jaar nog meer sal waar word van die kultuur, die ritme, die werkswyse van ons as gemeente. Derdens, bid dat die vrede van God, soos wat hy beloof aan Filippense, deur ons gebede en tye van gebed, oor ons harte en gedagtes, die wag sal hou. Vierdens, bid dat ons die teenwoordigheid en geestelike energie van Christus sal ervaar in ons tye van individuele, maar ook gesamentlike gebed as gemeente. Vyftens, bid dat die liefde van Christus ons harte sal lei in ons gebede verander en in ons tye van gesamentlike gebed. Laastens, wat het nou in hierdie gebedstyd in jou gegroei en verander? Sit in stilte vir 'n paar oomblikke en hoor wat die Here nou ten einde in jou hart en gedagtes influister. Wag tot dit kom, ontvang dit
en onthou dit. Amen.